En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en dat jy my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Prys die naam van die Here. Filippus sê vir hom, Here, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke. Familie, en hier kom die gedagte wat ek graag vir u wil lees, opgeteken in die 13de en die 14de versie. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Familie, as julle iets in die naam van die Here vra, nie in die naam van iemand nie. Nie in die naam van die president. Nie in die naam van wat 'n groot towenaar nie. Nie in die naam van die geigas nie. Nie in my naam nie. Maar die Here sê, as julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. Jesus, die Seun van God, is op die aarde, en die manne wat hy vir hom uitverkies het, wat saam met hom loop. En elke dag sien hulle die wonders, die tekens, wat hy voor hulle aangesig doen. Hy maak blinde se oë oop, hy laat krepeles loop, hy laat die lammes opstaan. Daarom het hy vir hulle gesê, ek sê vir julle vandag, as julle geloof in my versterk bly, sal julle groter dinge doen, as wat ek gedoen het. Here, my siel prys U. En ek bring hierdie boodskap, wat Marotta nie geleentheid gehad het om met sy familie te sit en vir hulle te sê, my tyd op aarde is besig om verby te gaan. Daar is nog altyd hoop. As iemand in 'n ernstige bed lê, jy sien die persoon is dodelik siek. Jy hoor ook die dokter sê, ons kan vir hom niks doen nie. Dan is daar nog hoop. Ag Here, kan hy nie nog weer opstaan? Maar hierdie jongman, daar waar hy sy enigheid gelê en alleen sy pyn en deurgemaak het, het hy net een gedagte by hom gehad: as die Here my kan help, as die Here my kan genade gee, of as ek 'n geleentheid kan kry om hier op te staan en weer myself te wees. Miskien het hy vir homself gesê, ek het 'n begeerte, as ek my weer langs die val van die rivier kan sien, vis gaan vang, om vir die gemeenskap te gee. Maar man, het hy geweet, die Bybel sê, my gedagte is nie julle se gedagtes. Wow, my wee is nie julle se wee nie. En
Wanneer jy dink ek sal weer opstaan, dan is dit in werklikheid my tyd wat ek my heiland iewers gaan ontmoet. Ag Here, ek prys U. Dit lyk asof ek hoor daar waar hy lê in sy bed, bid hy 'n spesifieke gebed. Hy kyk miskien terug na sy lewensomstandighede. Hy dink aan sy susters. Hy dink aan sy ooms en anties. Hy dink aan sy familie. En hy sê vir homself, soos Samson gesê het, toe Delilah op hom skreeu vir die laaste keer, toe sê hy vir homself, ek sal weer opstaan soos die vorige kere. Ek weet dat die Here sy hand het van hom afgewyk. O Here my God, hoe groot is U liefde. Jesus sê vir sy disciples, ek gaan van julle weggeneem word. Ek gaan nie meer saam met julle wees nie. Maar ek sien die hartseer. Ek sien die teleurstelling. Ek sien die bedroefdheid wat julle aan my openbaar. Maar ek wil julle vandag sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, sal ek hier kom. En julle na my toe. Hy sê vir hulle, met my Vader, is daar baie woning, as dit nie so vas nie. Sou ek dit vir julle gesê, maar ek sal weer na julle toe kom. Ek sal julle weer kom haal, om te wees dat ek is. Oh, yeah. Oh. Daar is nie 'n ander ompad nie. Daar is nie 'n ander ompad om by hom uit te kom nie. Daar is nie 'n ander manier om by hom uit te kom nie. Die enigste manier is jy met jou knieë buig en met jou eie mond erkenning doen. En vir hom sê, Here, ek is 'n sondaar. Maar my lewe met U reg. Sal jou eie sak wees as jy eendag verlore gaan. Miskien sal jy nooit weer so 'n boodskap kry. Miskien is hierdie boodskap van Marotang net vir jou bedoel. Maar ek wil jou vanmôre vra, moenie vanmôre uitstel nie. Kom na die Here toe, terwyl die Here die tyd nog toelaat. Ek mag die Here sien.